Koers. Koers is die verhouding van hoeveelhede wat verskil in hulle tipe meeteenheid, maar wat verband hou met mekaar. Koers word uitgedruk as die hoeveelheid van een eenheid per, en die per teken is die skynstreep, per die hoeveelheid van die ander. Meestal wanneer ons bewerkings doen, stel ons dit as 'n breek voor. Hoeveelheid van die een eenheid bo die lyn en hoeveelheid van die ander eenheid onder die lyn. Een van die belangrike terme wat ons baie gebruik met koers is eenheidskoers. Eenheidskoers is waar die hoeveelheid onder die lyn gelyk is aan 1. Ons het die hoeveelheid van die een op slegs een van die ander eenheid. Jy koop 30 ekstra groot eiers vir R57. Hoeveel kos dit per eier? Wat word alles vir ons gegee? 30 eiers en hulle kos R57. Daar word gevra wat kos 1 eier. Ons moet die eenheidskoste van 1 eier uitwerk. Kom ons skryf dit as 'n koers neer. Hoe lyk koers nou weer? Hoeveel van een per hoeveelheid van die ander. En dit moet gelyk wees aan hoeveel rand per 1 eier. Kom ons kyk weer na dit wat ons weet. 30 eiers, waar kan ons dit insit? Moet dit die eerste of die tweede hoeveelheid wees? Die een of die ander? In ons antwoord is eiers aan die onderkant, per 1 eier. So ons weet nou die 30 moet onder gaan staan. Dit is die tweede een. Ons sit die 30 eiers onder. Nou weet jy die R57 kom bo. Nou het jy die bewerking wat jy moet doen. Jy moet nou die eiers deel deur iets sodat dit net 1 eier is. Hoe gaan jy dit doen? Natuurlik deel jy deur 30. 30 gedeel deur 30 is 1. Nou kan ons die bokant ook deel met 30. Kom ons doen die deelsom. Onthou deel met ronde getalle, die 30. Ons skuif die komma. Ons het net 1 0, so ons kan die komma net 1 plek aanskuif. Ons doen dit onder die lyn en daarom moet ons dit bo die lyn doen. Jy sit nou met 5,7. Gou kort deling. Die 3 is die deler en kom voor die hokkie. 3 gaan in 5 in 1 keer. Onthou jou komma op die regte plek. 3 maal 1 is 3 en trek dit nou van 5 af, daar bly 2 oor. 3 gaan in 27 in 9 keer en ons het 'n 0 oor. Dit werk uit op R1.90. Nou, terug by ons koers. Jy het onder die lyn met 30 gedeel en nou ook bo die lyn met 30 gedeel. Die antwoord van R1.90 word nou op sy plek geskryf. Kyk gou, ons het die eenheidswaarde uitgewerk. Die noemer is 1. Die antwoord is, die koste is R1.90 per eier. Koers word baie gebruik wanneer ons met spoed, afstand en tyd werk. Hier is 'n oulike driehoek wat jou gaan help om die formules te onthou. Die boonste deel is altyd afstand. Linksonder kom koers of spoed en regs kom die tyd. Onthou om altyd met dieselfde eenheid te werk, soos minute of kilometers. Jy kan nie minute en sekondes meng nie. Maak seker jy skakel altyd na dieselfde eenhede toe om. Hoe werk die driehoek? Koers. Spoed is gelyk aan afstand oor tyd. Die afstand is bo en die tyd is onder. Jy kan ook sê, tyd is gelyk aan afstand oor koers of spoed. Sien, die afstand is bo en die koers is onder. Nou wat as jy die afstand het? Afstand is gelyk aan koers maal tyd. Wanneer jy die gemiddelde koers of spoed wil uitwerk, gebruik ons die totale afstand gedeel deur die totale tyd. Ons gaan net na een voorbeeld in hierdie video kyk. Jy kan die ander voorbeelde uitwerk op die stelsel. Talita gaan kuier vir haar ouma op die plaas. Sy ry vir 4 ure teen 90 km/h. Hoe ver is dit plaas toe? Wat word gevra? Hoe ver is dit plaas toe? So ons moet die afstand uitwerk.
Afstand is spoed maal tyd. Weet ons wat is die spoed? 90 km/h. En die tyd? Dit is 4 ure. Belangrik, voor jy bewerkings doen, maak seker jou eenhede is dieselfde. Hier is dit dieselfde, ure en ure. 90 maal 4 is 360 km. Jou spoed was in kilometer en daarom is jou afstand ook in kilometer. Die plaas is 360 km ver.